Vriende, goeienaand. Ek is bly dat u vanaand hier is en dit was 'n goeie dag gewees en ja, wat 'n voorreg om die woord van die Here te kan kom sit soos ou Maria van Hous. Nou ek wil ook daarom net vir u vertel waar ek vanaf kom en ek is dis vir wonderlik om dit vanaand te kan sê. Ek is die produk van IB huis. Nou 16 jaar het my ouers vir my gebid. Ons was 4 seuns gewees en my ouers is gered op Beaufort Wes onder die bediening van meneer Skols en meneer McLeod. En dis baie jare. En ons het in hierdie wonderlike omgewing groot geword. En daar's baie met ons gepraat oor die Here Jesus, daar's baie met ons gepraat oor wedergeboorte, maar ons self het dit nog nooit ervaar. My ouers was wonderlike ouers, hulle albei is al in die hemel. Maar op 16-jarige ouderdom is ek na 'n jeugkamp ook op Mispa, daai tyd was dit Doringberg gewees. En meneer Engelbreg het op 'n Saterdag aan die 21ste April 1976 laat die Saterdagmiddag so voor my kom staan en vir my gesê, jongman, as jy vandag moet sterwe, waar gaan jy jou oë in die hemel, waar gaan jy jou oë oopmaak? En ek het besef, dit sal in die hemel wees nie. Al my godsdiens gaan my nie daar bring nie. Ek het nie die versekering hier gehad nie. En ek het na hom toe gestap later die aand en gesê, meneer, wil jy my help om by die Here Jesus uit te kom nie? En daar is 'n boompie, dis my gedenksteen. En ek het by daai boompie saam met hom gekniel en daardie Saterdag aan die 21ste April 1976, toe gee ek my lewe vir die Here Jesus. Daar het 'n vrede in my hart ingesak en vir die eerste keer kon ek sing blye versekering, Jesus is myn. Wat 'n voorsmaak van heerlikheid. Dit is wonderlik wanneer die vrede van die Here in jou hart insak, wanneer die Here jou sondes kom vergewe, né? Dis 'n gebed wat 'n mens moet bid. Jy moet dit by die naam bid en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek moes dit erken. Een van ons groot probleme in die geestelike lewe is moeilik om vir mense om te erken, ek is 'n sondaar. Wat nou nog om te sê, ek is 'n verlore sondaar? Dis nog erger. En 9 maande daarna, die 1 Januarie 1977, toe is ons in Beaufort Wes met vakansie en ek hou die oggend stilte tyd en ek lees uit Matteus 11 en ek lees hierdie vers raak, die oes is groot en die arbeiders is min, bid aan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes sal stuur. En ek gaan na my ma toe, sy was 'n baie wyse vrou, en ek sê, mami, wat beteken dit? Daai teks het my so half driedimensioneel uitgestaan. En sy het geweet, die Here sit sy hand op my lewe. En sy sê, gaan hoor by die Here, wat wil die Here vir jou sê? En ek het ou plekkie daar in Beaufort Wes, baie keer as ek daar deurry, dan gaan ek daar aan, dan sê ek, Here, dankie, dis hier waar u my geroep het. Die 1 Januarie 1977, toe roep die Here my vir voltydse diens. Ek was standaard 8 toe die Here my siel red, en ek is standaard 9 toe die Here my roep, en 4 jaar het ek weggehardloop van my roeping af, as ek Standardbank toe, en Standardbank het my vasgeskryf op daai stadium, en ek het deur hulle studeer, en die April maand sou ek my aanstelling kry in die rekenmeestersafdeling, en ek is toe Januarie maand Glenward. Dis nie wonderlik, ek is soont om 'n vrou te gaan kry. En daar waar dis waar ek vir Annelie ontmoet het op Glenward. Ek is 1984, ons is 84 klaar, ek was 6 jaar in die wond, en toe het ek die behoefte gehad om verder te gaan studeer. En is dit nie wonderlik nie, was dit nie vir iemand, vir 'n jeugkamp, sou ek ooit by die Here Jesus uitgekom het. So dis wonderlik om vanaand te sê, ek dank die Here vir die werk wat die Afrika Evangeliese Bond doen, en vir jong mense wat uitgaan. Dit was seker my beste jaar, ek sê baie keer vir die Here, Here, dankie vir Glenward, wat ek vanaand is nie wat 'n teologiese college van my gemaak het, dis wat Glenward, dis waar ek op die operasietafel van die Heilige Gees gelê het. En dis waar ek moes oorgee. En daar is waar die Here my gevorm het om my te maak. En dis waar ek vir die Here gesê het, dat daai woorde hoor, kom agter my aan. En ek het gesê, Here, kom agter u aan. Maak nie saak wat die prys is nie, maak nie saak wat dit my gaan kos nie, solank u doel in my lewe gaan bereik. So, u het gewonder, is ek ooit gered? Ek wil graag my getuienis vanaand vir u gegee. Maar ek wil net dit sê, ek wil vanaand begin met iets.
Baie mense gaan die hemel mis met 30 centimeter. 30 centimeter is die lengte van 'n liniaal. Baie mense, ook u wat miskien vanaand hier sit, baie kennis. Maar baie mense dit gaan die afstand wees wat gaan maak dat mense die hemel gaan mis. Tweede, kyk gou hier. As ek die liniaal hou by my verstand, ek het baie kennis omtrent die woord. Waar eindig die liniaal by my hart? En my kop en my hart is 30 centimeter uit mekaar. En dis nou so daai Primora advertensie, als on top, not inside. En iewers moet u in hierdie kamp vir die Here sê, Here, ek het baie kennis hier rondom u. Maar ek wil vanaand vir u vra, het dit al afgesak na jou hart toe? Het dit al afgesak hierna? Nou ek het altyd so 'n illustrasie wat ek doen wanneer ek by gemeentes kom of by kampe kom en ek weet hier is van die mense wat miskien hierdie illustrasie herken. Maar gewoonlik die 3de week van 'n maand dan staan ek so voor 'n gemeente, ek wil dit vanaand met jou ook doen en ek wil graag vir u sê hier is iemand wat R50 nodig het. Hier iemand wat dit wil kom haal. As jy dit weet, sit eers, jy kan hom na die tyd kry. Is hier iemand? Niemand. Is hier iemand wat dit vra van? Is hier iemand? Verstaan nie. Wees eerlik, wie het R50? Wie het 'n brood raak gesien en melk? Wees nou eerlik. Steek jou hand hoog op. Wie het die snoepie raak gesien? Steek jou hand op. Hoekom het u nie my op my woord gevat nie? Hoekom het u nie uitgekom nie? Want u was bang, ek gaan van u 'n gek maak, 'n fool maak. U het die potensiaal in hierdie R50 raak gesien, 'n koeldrank en 'n pakkie chips en 'n chocolate miskien. En vir meer as 2000 jaar word die saligheidsplan van die Here Jesus so vir ons uitgehou. Ons bekyk hom van alle kante af. Wow. Dis mooi nie. En God hou in die geloof hierdie so uit. Wanneer is dit joune? Wanneer dit is van. Sy het my op my woord gevat. Sy het opgestaan en sy het gesê ek het 'n behoefte daaraan en ek gaan dit myne kom maak. Hoor gemooi, solank jy daarna kyk, beteken dit vir jou niks. En hierdie aand, en hierdie konferensie, baie dankie, sal jy iewers jou hand van geloof moet uitsteek en sê, Here, ek maak dit my eie, anders te bly dit maar net hierbo. Dis algemene kennis wat jy uit. En sal jy nie hierdie aand jou hand so kom uitsteek en sê, Here, ek sit hier en ek weet so baie, ek weet dat u gesterf en ek weet dat u vir my lief het. Maar Here, ek het nog nie hierdie versekering in my hart, ek hoor hierdie mense praat van hierdie versekering en hierdie vrede wat in 'n mens hart afsak. Maar ek het dit nie. Hoor gou mooi, word eerlik met die Here. 'n soekende siel en 'n soekende heiland mis mekaar nooit. Hoor mooi wat ek vir u sê. 'n soekende siel en 'n soekende heiland mis mekaar nooit. Kom ons bid saam. Ek wil 'n paar oomblikke van stilte gee en ek wil vir jou vanaand hierdie vraag vra. Jesus staan voor 'n blinde man. En hy vra daardie blinde man 'n vraag. En tog sê ek vir myself dat die Here Jesus kon daarom sien hy's blind. Waarom vra die Here Jesus hierdie blinde man hierdie vraag? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? As die Here Jesus vanaand voor u kom staan daar waar u sit. Ek sê weer, trek jy ou krinkie om u self. Vergeet van die man, van die vrou, van die kinders. Sê Here, ek wil vanaand met u besigheid bedoel, ek wil vanaand besigheid met u doen. Sê Here, dis wat ek graag wil hê dat u vir my moet kom doen. Wat wil jy graag hê moet ek vir jou doen? Die blinde man was so eerlik, hy het sy behoefte bekend gemaak en gesê, Here, my behoefte is dat ek kan sien.
Wat is jou behoefte? Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand so by hierdie konferensie by mekaar kan wees. Dankie dat ons die voorreg mag hê om onder die geklank van u woord te kan kom sit. Dankie vir die Heilige Gees wat u gestuur het. U het gesê as hy kom, dan sal hy die oortuigingswerk doen en dis waarvoor ons u vertrou dat u vanaand van sitplek tot sitplek sal beweeg, van hart tot hart sal beweeg. Here, ek wil bid dat u die mombakkies waarmee mense sit en die voorgee waarmee mense sit vanaand sal wegneem. Ek wil bid dat u daardie persone vanaand met wie 'n afspraak het met hierdie gehoor vanaand, dat u hierdie gehoor sal neem soos wat 'n mens 'n sak vat en van binne na buite sal uitskit, Here. Dat mense vanaand van niemand anders bewus sal wees en sal word as van Jesus en Jesus alleen. Per geleentheid het die Grieke na Filippus toe gekom in Johannes 12 en hulle het vir Filippus gesê, ons wil Jesus graag sien. Nog nooit het hierdie versoek verander nie. Nog nooit het daar 'n ander motief opgekom, Here, wanneer ons so by mekaar is nie. Ons wil Jesus graag sien. Ons wil hom vanaand ervaar. Ons wil die geruis van Jesus se voetstappe wil ons ervaar. En Here, soos wat die woord kom vanaand, wil ek bid dat u vir ons sal lei na die dal van beslissing. Stadig maar seker vir ons daar sal bring, Here, waar u met ons 'n afspraak het. Waar ons sal oorgee, Here. Miskien skop ons al jare, al maande, miskien al van gisterand af teen die prikkels. Ons hoor die roepstem van Jesus. Ons hoor dit wat Openbaring 3 vers 20 sê. Ons hoor daai geklop. Maar gee vanaand dat ons sal oopmaak, Here. Gee vanaand dat ons sal ingee en sal luister wat u vir ons wil sê. En ons sê dankie. Here, kom seën u woord terwyl ons dit gaan saam lees. Word u opgelig, word u verheerlik, want ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. As u Bybel saamgebring het, blaai saam met my na Handelinge. Handelinge. En ons gaan lees daar vanaf hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6. Ek gaan vanaand met kinders van die Here praat. 'n kind van die Here is daardie persoon wat weet daar was 'n dag in sy of haar lewe waar hulle Jesus ontmoet het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Ek wil dit duidelik stel, almal is nie kinders van die Here nie. Die Bybel noem, hy sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle, sê Johannes 1 vers 12, het hy mag gegee. Een vertaling sê, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. As jy daai teks teruglees, 'n kind van God is iemand wat die mag gekry het, die reg gekry het, omdat hy Jesus aangeneem het as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker. Met ander woorde, ek gaan vanaand met daardie persoon praat wat die versekering sy of haar hart het, dat hulle kind van die Here is. Ek wil graag vanaand praat oor hierdie onderwerp, vol van die Heilige Gees. Ek wil u in die oë kyk, en ek wil vir hierdie vraag baie reguit vra aan die begin van hierdie diens. Is jy 'n man? Is jy 'n vrou? 'n jong man of 'n jong meisie vol van die Heilige Gees? Hoor mooi wat ek vanaand vir u vra. Vra nie of jy gered is nie. Ek vra vanaand vir u, is u as kind van God iemand wat vanaand hier kan opstaan aan die begin van hierdie diens en vir my sê, Johan, ek is seker dat ek is 'n man vol van die Heilige Gees. Ons gaan vanaand van so 'n man lees. Ek wil jou vanaand van so 'n persoon vertel in die woord. Die Bybel, die hemele gee getuienis van hierdie man, en kom ek lees dit gou vir u, en dan gaan nou terwille van tyd, gaan ek net vers 3 lees. U weet nou, dit gaan oor die verkiesing van die 7 diakens, en vers 3 sê dan hierdie woorde, kyk dan uit broeders, na 7 manne, hoor gou mooi van hierdie standaard, hoor hierdie CV, van goeie getuienis,
'n man, hy sê nie wat vervul is met die Heilige Gees nie. Jy moet mooi lees wat sê die Bybel. Hy sê 'n man wat van goeie getuienis en 'n man vol van die Heilige Gees, van wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Vers 5 sê, en die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies, hoor mooi, hulle soek 7 manne, en hulle het gekies, Stefanus, 'n man vol van geloof, en iemand vol van die Heilige Gees. Een vertaling sê hierdie woorde, hy sê, overflowing with the Holy Spirit. Moet of jy dit vanaand kan sien. Ek is 'n man, ek is 'n vrou, vol van die Heilige Gees. Wanneer ek na die woord van die Here kyk, en ek blaai so deur die woord van die Here, dan kom ek onder andere by 'n vers uit soos Maleagi 2 vers 5. En dan vra Maleagi hierdie vraag, hy sê, as God dan Gees oorgehad het, waarom het hy dan net 2 mense gemaak? As God dan Gees oorgehad het, as hy meer as genoeg gehad het, waarom het hy net 2 mense gemaak? Dan antwoord Maleagi baie vinnig, dan sê hy antwoord hierdie vraag, omdat hy 'n heilige geslag van God gesoek het. En aan hierdie begin van hierdie diens kan ek vanaand hier sit en ek kan miskien op hierdie vraag vir my sê, Johan, as ek my oë toemaak en my gedagtes so 'n bietjie laat gaan, dan kan ek so 'n bietjie op hierdie vraag antwoord. Ek weet van 'n dag in my lewe en ek weet van 'n sekere tydperk in my lewe waar ek dit kon getuig het dat ek is 'n man en 'n vrou vol van die Heilige Gees. Maar weet jy, as ek vanaand hier sit en ek ondersoek my eie lewe en ek kyk na my eie lewe, dan moet ek erken, iets het gemaak dat ek vanaand hier sit, dat ek nie kan sê, ek is vol. Hoor gou mooi, hy sê nie iemand wat 3/4 vol is nie. Hy sê nie iemand wat halfpad vol is nie. Hy noem dit, hy sê, en hulle het 7 manne gesoek, wat vol is van die Heilige Gees. En voordat ek vanaand by my punte kom, wil ek graag iets baie mooi verduidelik, en ek het die Heilige Gees vertrou, dat hy my sal help, dat jy dit mooi sal verstaan, wanneer ek dit vanaand vir jou verduidelik. En hoor nou mooi wat ek in die begin vir u wil sê, daar is 'n groot verskil tussen die inwoning van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Ek herhaal, daar is 'n geweldige groot verskil tussen die inwoning van die Heilige Gees en om vanaand te kan sê ek is vervul met die Heilige Gees. Die inwoning van die Heilige Gees vind plaas wanneer ek deur Jesus ontmoet as my persoonlike verlosser en saligmaker. Wanneer ek hom aanneem die dag wanneer my sondes vergewe, dan kom Romeine 8 vers 16 en sê, die Gees van God getuig saam met my gees dat ek sy kind is. Met ander woorde, daardie oomblik wanneer ek my lewe vir die Here gee en ek dit opreg bedoel het en ek kry die chap uit die hemel uit dat hy die werk gedoen het, dan kom die Heilige Gees van God as inwoning, as 'n inwoner met respek gesê in my lewe. Romeine 8 vers 14 sê hierdie woorde, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Met ander woorde, jy kry nie die Heilige Gees in sulke paaiemente nie. Jy kry hom in sy volheid. Die inwoning van die Heilige Gees. Maar dis eers later, ek sien dit in die disippels se lewe, in my eie lewe het ek dit ervaar, en ek kan ook wat vanaand hier sit, wat daardie getuienis in u lewe het, sal vanaand saam met my stem, en as hy die woord baie mooi bestudeer, dan sal jy sien, eers daarna vind daar 'n tweede werk plaas in 'n mens se lewe, wanneer jy die Here vertrou om 'n dieper werk in jou lewe te kom doen, en dan is daar die oomblik wanneer jy die Heilige Gees vertrou om jou hart te kom reinig en jou so te kom volmaak met homself. Eintlik
wat gebeur? Jy gee jouself aan hom totaal en al oor. Dit is wonderlik. Kan ek vanaand vir jou 'n Ou Testamentiese illustrasie voorhou? Jy kan dit maar saam met my lees as jy dit wil naslaan in Genesis 15. Kom die Here by Abraham en hy sê vir Abraham, Abraham, ek gaan vir jou uitlei uit Ur en ek gaan vir jou hierdie beloofde land gee. En hy sê vir die Here in vers 9 van Genesis 15, Here, hoe sal ek dit weet dat U vir my dit gaan kom doen? Abraham wou dit weet en die Here sê vir hom, Abraham, ek gaan dit vir jou doen, maar daar is 'n sekere offer wat jy eers vir my moet bring. Nou Abraham is, nou Ou Testamenties, maar ek gaan nou Nuwe Testamenties praat. Abraham is in Genesis 12, is hy gered. Dis waar hy die Heilige Gees ontvang het as inwoning. Nou in Genesis 15 kom hy nou daar waar hy alles vir die Here gaan oorgee. En ek wil vanaand vir u sê, wanneer jy daar kom, wanneer jy die Here gaan vertrou om jou hart te reinig en te vervul met die Heilige Gees, is dit nie maar dit nog 'n ondervinding of nog iets wat jy gaan aftik in jou geestelike lewe nie. Nee, baie meer as dit. Hoor gou mooi hierdie offer. Ek wonder of u kan saamstem en hoor gou mooi. Handelinge 15 vers 8 en vers 9 sê, die enigste persoon wat vir jou getuienis kan gee, dat jy wel so ondervinding in jou lewe al gemaak het, so oorgawe, en daai chap op jou lewe gekry het, is net die Heilige Gees. Hy praat van wat op Pinksterdag gebeur het, dan sê Petrus, hy wat ons harte deur die geloof gereinig het en ook gevul het. Is dit wonderlik? Het jy daai getuienis? Dat die Here my hart gereinig het en vervul het. Hy kom by Abraham, hy sê Abraham sê, Here, hoe sal ek dit weet dat u hierdie werk vir my gaan kom doen? Hoe gaan ek dit weet dat u vir my hierdie land gaan kom gee? En die Here sê, bring vir my 5voudige offer. Bring vir my 'n 3 jaar oud vers. Abraham, bring vir my 'n 3 jaar oud bokoei. Bring vir my 3 jaar oud ram, 'n jong duif en 'n tortelduif. As jy wil weet wat beteken Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle broeders, by die ontvelling van God, dat jy jou liggaam sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dan kyk na hierdie 5voudige offer. Ek wonder of jy dit opreg bedoel het, toe jy vertrou dat die Here jou hart moet reinig. Hoor gou mooi, wat het die Here bedoel? Wat het hy vir Abraham gesê, toe hy daai offer van hom vra? Hierdie 5voudige offer. Bring vir my 'n 3 jaar oud vers. As ek vanaand 'n boer moet vra, dan sal hy vir my sê, 'n vers is iets wat vir hom baie belangrik is. Jy sê, dit is maklik om my vrou op die altaar te sit. Dit is baie maklik om my kinders op die altaar te sit, maar weet jy waar begin God? Hy begin by jou. Bring my jouself. Bring my daai vers. Bring my daai vers. Abraham was 'n baie ryk man. Hy het baie besittings gehad. Die Here vat 'n bietjie naby my. Hy sê, bring my 'n 3 jaar oud bokoei, bring my jou besittings. Abraham, het jy dit bedoel? Het jy dit bedoel? Algeheel, Here, as u dit van my vra, dan gee ek myself, ek bring hierdie bokoei, Here. Abraham, bring my 'n 3 jaar oud bokram. Ken jy die wil? Hoe ou wil? Daai bokram wat so met sy horing stoot. Ken jy dit? Ken jy dit? Het jy al jou wil aan die Here oorgegee? Jy sien alvorens ek en jy nie bereid is om so offer vir die Here te bring, nie kan ons vergeet om 'n man en 'n vrou te word wat vol is van die Heilige Gees. Bring my 'n 3 jaar oud vers, 'n 3 jaar oud bokoei, 'n bokram. Bring vir jou die tortelduif. Hoor jy daai tortelduif hier koer hy? Abraham, bring my jou dierbares, bring my jou vrou, bring my jou kinders. En sit hulle op die altaar. Genesis 15 vers 9. Abraham, bring my jou jong duif, jou toekomsplanne, jou jong ideale, jou drome wat jy het, kom sit dit vir my op die altaar. 5voudige offer. Wanneer ek die Here vertrou om my hart te reinig en te vervul met die Heilige Gees, hoor gou mooi, jy moet mooi hoor. Dis 'n definitiewe werk in my geestelike lewe waarvoor ek
die Here vertrou. Dit het niks met my redding te doen nie. 7 jaar nadat ek my lewe vir die Here gegee het, toe keer die Here my een môre voor met hierdie waarheid, om so te kom oorgee. Here, ek wil so graag vervul wees met die Heilige Gees, ek wil so graag 'n man wees wat vol is van die Heilige Gees. Is jy bereid? Is jy bereid? En vriende, ek het nooit iets vir die Here gesê as ek dit nie bedoel het nie. Ek bid dit nou nog in my stilte dan, as ek nie bereid is en sê, Here, maak my gewillig, ek is nog nie gewillig nie. Maak my gewillig. Die vervulling met die Heilige Gees en die inwoning van die Heilige Gees is nie dieselfde ondervinding nie. Ek illustreer dit gou deur die disippels se lewens. Die Here Jesus kom by die disippels en hy sê vir hulle hierdie woorde. Toe Filippus na die Here Jesus toe kom en hy sê vir die Here, Here, kyk na hierdie 5000 mense, waar gaan ons kos kry, want Jesus se opdrag was, gee vir hulle iets om te eet. Gee vir hulle. En toe verklap die disippels hulle geestelike toestand. Waar moet ons vandaan kos kry? In my geestelike lewe is ek besig om die water te trap, ek het skaars bo, kan ek op my kop optel. Ek kan nie sê soos ou Dawid sê, my beker loop oor, my beker stort in die piering nie. Ek het skaars lewe vir myself, terwyl Jesus gesê het in Johannes 10, ek het gekom dat julle lewe kan hê en lewe in oorvloed. Here, ek het net genoeg. U vra vir my, ek het nie eens vir hom of vir haar nie. En alvorens u nie daar gaan kom waar u gaan oorgee vir die Here nie, alvorens u nie hom gaan vertrou om u hart te reinig en te vervul met Heilige Gees, sal jy nooit genoeg hê om vir ander te gee, want jy het net vir jouself. Jy het net genoeg vir jouself. Ek wil net vir jou hierdie stelling lees. Dit het my baie beteken en ek herinner my gereeld aan hierdie, in verband met die vervulling met die Heilige Gees, die Ou Testament tipeer dit. Met ander woorde, daar's baie tipes in die Ou Testament, as dit kom by hierdie werk oor die vervulling met die Heilige Gees. Ek het nou vir dit genoem onder andere van Abraham. Die Ou Testament tipeer dit. Die evangelies beloof dit. Jesus het dit beloof. Die evangelies is vol. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, hoor nou, hoeveel te meer, sal God nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hy beloof dit. Die eerste 2 hoofstukke van die boek Handelinge, in daardie eerste 2 boeke realiseer dit. Die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag. Die res van die boek Handelinge demonstreer dit. Die sendbriewe leer dit en die kerk van die Here Jesus ignoreer dit. En ek het gou vinnig vir jou lees. Die Ou Testament tipeer dit. Die evangelies beloof dit. Die eerste 2 hoofstukke van die boek Handelinge daarin realiseer dit. Die res van die boek Handelinge demonstreer dit. Die sendbriewe leer dit en die kerk van die Here Jesus ignoreer dit. Bybelse boodskap. Kom ons kom terug by die geleesde gedeelte. In Handelinge 6 lees ons het dat 7 diakens nodig gehad. Op Pinksterdag is 3000 mense gered. Net terwille van 'n getal wil ek iets vir jou net illustreer. Handelinge 4 vers 32 sê, en by daardie gemeente is gevoeg menigtes wat gelowig geword het. Handelinge 5 vers 14 sê, en meer gelowiges is in die Here bygevoeg. As ek nou vanaand net 'n getal gebruik, 3000 op Pinksterdag en meer op hierdie stadium in Handelinge hoofstuk 6, kom ons sê daar was nou al 5000 mense wat gered geword het en wat daai versekering daar gehad het wat by hierdie gemeente was en bygevoeg was. Sê ons teksvers hierdie woorde dat toe daar 7 manne gekies moes word, toe sukkel hulle. Toe sukkel hulle om 7 manne te kry wat vol is,
7 manne uit 5000 mense wat nie kwalifiseer, nie wat hierdie getuienis het, wat vol is van die Heilige Gees nie. En daar is 'n paar punte wat ek vanaand vir u wil noem. En die eerste gedagte is hierdie gedagte, dat nie almal in daardie gemeente was vervul of het aan hierdie standaard voldoen wat vol was van die Heilige Gees. Hoor gou hierdie vers. Ek wil iets illustreer en ek het 'n handdoek op hierdie stoel gesit, so ek respekteer die stoel ook en ek hoop die stoel gaan my hou. Hy sê hierdie woorde: kyk dan uit manne. Ek sien, hoe staan hulle daar? Op 7 manne. Kyk uit, sê die Bybel. Die Bybel sê nie, hulle kon sê 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee. Hy sê, kyk dan uit manne. Kyk uit na 7 manne wat vol is van die Heilige Gees. Ek wil vanaand vir u sê, nie almal in daardie gemeente, ten spyte van die kragtige werking van die Heilige Gees op Pinksterdag, ten spyte dat die Heilige Gees uitgestort was op Pinksterdag, ten spyte dat daardie leiers geesvervulde mense was, en ook hierdie boodskap gepreek het oor die vervulling met die Heilige Gees, die oomblik toe hulle moes kies, toe sukkel hulle om 7 manne te kry wat vol is van die Heilige Gees. Ek het gewonder. Terwyl ek my hart voorberei het, ek gewonder en ek het ook vir die Here gesê, Here, as u ewe skielik vanaand hier moet instap. En u moet ook vanaand sê, ek soek 7 manne. Kom ek maak het maklik 7 manne of 7 vroue met jong mense ingesluit. Sal die 7 vind? Sal die Heilige Gees kan kom en net so piek? Sal hy jou kan uitpiek? Sal jy deel kan uitmaak van die 7? Weet jy wat is hartseer? Nie is alle mense in 'n gemeente is gered nie wat nog geesvervuld. En ek wil dit deurtrek na hierdie konferensie toe, ek wil vanaand vir u sê, nie almal wat hier sit, neem ek aan is gered nie. Hoor gou mooi, ek wil eerlik met jou wees, ek wil jou nie ook kyk. Ek wil ook net vir jou sê, dat jy dit weet, ek het gisteraan kamer toe gegaan en ek gesê, Here, maak mense se beddens hard. As jy nie lekker kan slaap nie, dat ek bid. Maak daai man se bed hard, maak daai vrou se bed hard. Daai jong man, daai jong meisie. Maak hom hard. Dat hy sy knieë sal buig voor U. So ek sê vanaand vir u, nie eers as dit kom by 'n gemeente kan ons sê dat alle mense, ek kan nie eers sê vanaand met eerlikheid dat almal wat vanaand voor my sit, hierdie getuienis van die Heilige Gees en sy of haar, wat nog van vol van die Heilige Gees? Hulle moes rondsoek. Hulle moes rondsoek. Ons soek net 7 manne. Ek wil vir jou wys hoe by Paulus vir 'n gemeente, en hierdie is 'n model gemeente, die Efesiërs was sy model gemeente. In Efesiërs 2 vers 8 kom Paulus en hy sê, hierdie woord, hy sê, want uit genade is julle gered. Deur die geloof. Dit wonderlik, hy sê dit, want deur genade. Om dit te kan sê, hier's mense wat die Here Jesus gevind het. As hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Jy weet, baie mense dink as hy weergebore geword het, hy gearriveer. Hoor gemooi, die dag wanneer jy weergebore geword het, dan is dit die begin. Maar wat sê Hebreërs 2 vers 3, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? O, jy staan maar by die deur van hierdie groot saligheid. Dan gaan hy verder, hy kom in hoofstuk 3 vers 19 van die boek Efesiërs. Nadat hy in hoofstuk 2 gebid het, hy sê, want uit genade bid hy sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. As God aan Gees oorgehad het, waarom het hy net 2 mense gemaak?
omdat hy 'n heilige geslag van God geskep. Mag daar 'n begeerte in jou hart wees om vanaand hand op te steek en te sê, Here, help my. Hy bid sodat jy vervul kan word met die volheid van God, dan gaan hy aan. Nadat hy dit bid, dan kom hy in hoofstuk 5 vers 18, dan sê hy, gee die opdrag, hy sê, word met die Heilige Gees vervul. Maar mooi om met die Heilige Gees vervul te word, dis nie opsioneel nie. Dis 'n opdrag. Kyk gou vir my in die oë, is jy vervul met die Heilige Gees? Is jy? Ek sê weer, nie alle mense in 'n gemeente is vervul. Wat sê die Heilige Gees? Ek wil nie dit vra nie, wat sê jy nie? Nie wat sê daar die persoon van jou lewe nie, wat sê God? Wat sê die Heilige Gees? Net hy en hy alleen kan getuienis gee. Maar die tweede gedagte wat ek in jou midde wil laat, die eerste een, kyk dan uit. En my eerste gedagte was nie almal. Sal dit nie wonderlik wees as ek hier kan staan en vir die Here sê, Here, almal wat hier voor my sit, is manne en vroue wat vol is van die Heilige Gees. Maar die tweede gedagte, 'n mens kan sien of daardie man en daardie vrou vervul is met die Heilige Gees. 'n Mens kan dit sien, kyk dan uit. Jy sal sien. Jy sal sien. Jy sal sien. Daai man en daai vrou en daai jong mens en daai jong man is vervul. Hulle lewe loop oor. Weet jy wat moet jy in vandag se tyd doen? As jy kerkraadslede soek, dan moet jy vir hom 'n vorm gee, sê, sê vir my, wanneer is jy gered? Sê vir my, jou hierdie dieper werk, die Here daarvoor vertrou dat jy vervul is met hy, in die Bybel sê dit, jy het gesien, hoor wat mooi. En hierdie man, Stefanus se lewe, kon hulle dit sien, hulle het nie onderhoude gevoer, hulle kon dit sien, maar ek kom by die derde gedagte, terwille van tyd, waaraan kan 'n mens sien, dat iemand vervul is met die Heilige Gees? As ek vanavond hierdie woorde sê, dat iemand jy dit in sy of haar lewe kan sien, waaraan kan jy dit sien? Die heel eerstens waarin ek in Stefanus se lewe kon sien, dat hy betrokke geraak het by die werk van die Here. Eenvoudige beginsel, eenvoudige eienskap. Jy sien, daar is 'n man en 'n vrou wat lief is vir die Here se werk. Hulle is betrokke by God se saak. Die teendeel is ook waar. Die elke jy getuig daarvan en jy is nie betrokke by God se saak nie. Dan is dit nie waar nie, want jy sien die spoor wat jy trap. En dit wat jy sê, kom nie mooi ooreen nie. Iemand wat vol is van die Heilige Gees en wat hierdie ondervinding deelagtig geword het, dit is manne en vroue, jong manne en jong meisies wat lief is vir God se saak. Hy was betrokke by die werk van die Here. Wat was sy werk? Hy was 'n eenvoudige diaken gewees. Ek wil jou iets vertel van hierdie man. Jy moet dit gaan lees. Hy het daar die Grieksprekende ou weduweetjies gaan versorg. Hy het daar na die ouer huis toe gegaan, daar waar niemand gaan nie, dan het hy daar in deur geklop. Tannie, sê gou vir my, tannie, ietsie nodig? Ek gaan nou in daai rigting, is daar iets wat ek vir tannie kan doen? Ja, my ou seun, weet jy wat? Ek het dit, tannie, sê net vir my, geef my net die lysie. Maar tannie, sê gou vir my, is daar iets waarvoor ek vir tannie kan bid ook? Hy het van daardie geleentheid, terwyl hy by daai kamertjie is, het hy iets gedoen vir God en vir sy koninkryk. Wat doen jy vir die Here se saak? En jy vertel vir mense dat jy gees vervuld is. Miskien moet jy vanaand jou lewe voor God bely en sê, Here, ek sit met 'n namaaksel. Hoor gemooi,
Ek wil dit vanaand vir jou sê, dat die vervulling met die Heilige Gees word baie mooi nageaap deur die duiwel. Mense sit vanaand met 'n gees, met 'n klein lettertjies. Jy sal altyd hoor, ons sal altyd praat van die Gees, ons sal nooit die Heilige voorsit nie. Ek verwys vanaand na die Heilige Gees, die werk wat die Heilige Gees in 'n mens se hart en sy kind se hart kom, dit is nie sommer net 'n gees nie. En ek wil dit vanaand ook vir u sê, dat een van die tekens, die vervulling met die Heilige Gees, het niks te doen met taal, het niks te doen met omslaan, sy en 'n spirit, niks, totaal en al niks daarmee te doen. Dis wanneer ek in die geloof daar voor die Here kom bid en sê, Here, kom doen hierdie werk, ek kom ervaar hoe die Here, deur die werking van God se Heilige Gees, iets vir my kom doen, iets die werk. Maar hy het betrokke gewees in die Here se werk. Die Bybel sê, God het wonders en tekens deur Stefanus gedoen. Wat is hierdie wonders? Het die mense laat loop? Nee, hoor gemooi. Tannie, waarvoor kan ek vir Tannie bid? Hy het tussen God en daai Tannie kom staan, daai Tannie wat 'n weduwee is. Hy het daai hartseer gesien in daai Tannie se oë en hy het tussen God en haar kom staan en gesê, Here, ek wil nou vir hierdie Tannie kom bid. Ek kan sien, sy trek swaar, sy het behoefte. En terwyl hy bid, en vir hierdie Tannie se behoeftes bid, kom hy weer daar by daai kamer en hy hoor hierdie woorde. Hy sê, seun, kom ek vertel vir jou wat het gebeur. Jy het daai dag in my kamertjie gebid, en weet jy die Here vir my kom voorsien? Wonders en tekens het deur Stefanus sy lewe plaasgevind. Hoekom? Omdat hy 'n man vol van die Heilige Gees is. Kom ek kom vir jou nog een, my tyd is amper klaar. Weet jy wat sien ek nog? En hierdie is een van die beste tekens in 'n gemeente opset. Ek sê dit vanaand, in 'n gemeente opset, waarna ek kyk. Die kerk van die Nasarener is hy val onder die heiligheidsbeweging. Jy kry 3 hoofstrome. Jy kry die gereformeerde stroom, jy kry die charismatiese strome, dan kry jy die heiligheidsbeweging. Ons sorteer onder die heiligheidsbeweging. Ons kerk is gestig deur die herlewing van John Wesley. En dis nie wonderlik nie. Ons is uit 'n herlewing gebore, mag die Here weer vir ons herlewing teruggee. Maar weet jy wat? Iemand wat 'n man is en 'n vrou is vol van die Heilige Gees, maak erns met die woord van God. Jy gaan my veel tyd spandeer, jy met die woord. Ek kan vanaand my kwaad wees, ek gaan dit van die kansel af sê. Ek weet nie of mense bang geword het en skaam geraak het. Jy het gesien hoe min kinders van die Here dra die woord by hulle. Hulle lees nou uit Samson 3. En Blackberry 4. Hulle dra nie meer die Bybel nie. Hulle sit nie. Sommer self kom. Hoor mooi, daar was 'n tyd gewees waar jy geweet het, daai man is op pad kerk toe, daai vrou is op pad kerk toe. Hulle het die woord hier. Hulle loop met hulle swaard. Nee, ons loop sommer met Samson. Ons gaan nie so van, ek gaan so hierdie. Nee. Vriend, ek van die woord het erns gemaak met die woord. Weet jy, hoe weet ek dit? Gaan lees Handelinge 7. Waar vir die Joodse raad gedag is. Waar kom? Hoor mooi. Nêrens sê dit vir my dat hierdie man was op 'n kweekskool gewees. Of op 'n Bybelskool nie. Maar sy kennis omtrent die woord. Waar het hy daar gekom? Waar het hy die kursus? Nee. Hy het die Bybel gevat. Toe hulle hom vra vir die Joodse raad, dan kyk waar begin hy. Hy begin by die Ou Testament. En hy hardloop hom studeer. Hy kry die lyn, die goue draad wat so deurloop. En hy kom tot by Jesus. Erns gemaak met die woord. Kan ek vir jou ietsie sê? Kyk gou my in die oë. Jy is net so vol van die Heilige Gees as wat jy so vol is van sy woord. Jy kan nie vanaand sê, jy's 'n man wat vol is van die Heilige Gees, as jy nie tyd neem met sy woord nie. Kom ek nou my laaste punt vir jou. Mag ek jou vra, is jy 'n man vol
van die Heilige Gees. Ek hou van vrug. As Jesus oor sekere dinge praat, as hy oor wedergeboorte praat, dan sê hy maklik, dra die vrug wat by die bekering was. Hoe sal jy weer daai man skry? Hoe sal jy weer daai vrou skry? Ja, jong meisie, dra die vrug. So kyk na die boom en kyk na die vrug. Stem die vrug en die boom ooreen. Dis wat ons moet kyk. Kom ons toets gou vanaand die vrug. U wat vanaand hier sit met 'n ondervinding. En miskien is dit 'n namaaksel. Toets dit gou aan die vrug. Wat was die vrug van hierdie man? Wat het gewys vir hierdie Joodse raad, dat hierdie man, daar's iets in hierdie man wat nie in my lewe is nie. Daar is iets wat hierdie man, sy gesindheid wat hy openbaar. Dit is vertel van, dit is eintlik menslik moontlik. Hulle beskuldig hom. Hulle sê valse dinge teen Stefanus. Hulle het hierdie dinge opgemaak. Met ander woorde, hulle het leuns versprei oor Stefanus. Wat was sy reaksie? Gaan lees Handelinge 7 vers 2. Hy noem hulle broeders. Ja, ek moet vanaand vir u sê, dit kos genade om iemand 'n broeder te noem wat valse dinge van jou versprei. Jy sien, as jy wil weet of die vrug eg is, dan druk God net die stok so bietjie in die bos, en iemand het gesê, as jy wil weet wat in die bos is, druk die stok daar. En die Here plaas vir Stefanus in daai situasie, kom ons kyk, is jy regtig vol van die Heilige Gees? Maar gaan mooi, Here, sê valse dinge van hierdie man. Hy noem hulle broeders, hy noem hulle vaders, hy sê luister, hy kom met die teendeel. Wat is die teendeel? Die gesindheid van Jesus. Ek los dit. Ek sien die liefde vir sondaars in hierdie man se lewe raak. Ek sien selfbeheersing in hierdie man se lewe raak. Ek sien getrouheid in hierdie man se lewe. Is dit waar? Wat kom uit wanneer die stok in jou en my hart ingesteek word? Kraswoorde, vloekwoorde, frustrasie, tantrums. In die wêreld. Hou ons dop, ek wil jou vertel. Nog na die manne betuur. Annelie mag altyd vir my so luisie, dan gaan ek sommer na die manne betuur Saterdagoggend gou daar by Pick n Pay verby, dan gaan ek weer terug huis toe. En ek staan dan in Pick n Pay maar ek kom eintlik net so ingestap. En die volgende oomblik hoor ek 'n geestelike werker in ons dorp, een van ons groot kerke daarso, het die deksel afgespring. Maar hy praat bo kan die weer. En dit is soos doodse stilte in daai Pick n Pay, en ek tree so terug. En ek kyk so in die gang af, en hy vang my oog, ek maak hom so. Maar dit is doodse stilte. En toe hierdie deksel nou mooi afgespring het, en almal kon sien wat in daardie hart aangaan. Want Jesus sê, want van binne uit die hart van die mens, Markus 7:21 kom, al daardie dinge. Stap ek daar om te sê vir broer, ek weet nie wat hier gebeur het, maar ek dink wat jy moet doen, ek sal jou help. Dan vra ons die bestuurder dat hy net die deure toemaak, dan roep jy almal na die deur en dan vra jy groot om verskoning. En ek kwoteer vir hom 'n troebelfontein en 'n vuile bron, soos die regverdige wat wankel voor die goddelose. Ek sê, jy gaan Sondag voor mense staan. En hulle bevraagteken dit. Ek sien die oomblik as die stok ingesteek word, dan kom uit wat hier is. Dawid sê in Psalm 101, hy sê, ek wandel in opregtheid binne in my huis. Wie is jy agter jou voordeur? Waar niemand kan sien. Wie is jy? Maar kom ek nou vir die laaste. Hierdie man se lewe inspireer my. Stefanus se lewe het ander vir Jesus beïnvloed. Gaan lees vers 58 van hoofstuk 7. Ek wens ek baie tyd, kom ek noem dit vir jou. Hy word gestenig. Hulle gooi hom dood met klippe. Is dit nie wonderlik nie, en hy sê,
ek sien Jesus staan. Dat is 'n groot waarheid in die woord, ek sien Jesus staan. Die geloofsbelijdenis sê, en dan in Hebreërs 1 sê, nadat Jesus opgevaar het, het hy gaan sit aan die regter van God. Sit, my werk is afgehandel. Maar toe Stefanus in die nood kom, en hy in die nood homself bevind, sê hy, ek sien Jesus staan, terwyl hy met klippe doodgooi, sien hy hoe tree Jesus vir hom in. Dit is nie wonderlike woord nie. En ek en jy in 'n krisis is, dan staan Jesus op en hy gaan staan voor die Vader. En wat bid hierdie man? Vervloek hy hulle? Hy bid, Vader, vergewe hulle. En min weet hy, terwyl hy daar staan 'n man met die naam van Saulus by sy voete nie. En hy hou hierdie man se lewe dop. Is dit moontlik dat iemand so gesindheid kan openbaar? Is dit moontlik dat iemand so vergewensgesind kan wees? Daar moet nog iets diepers in hierdie man se lewe wees. Hy staan daar, hy bid. Die Bybel sê dit, ek neem dit maar aan. En hy sê, ag Here, doen vir my dit wat Stefanus het. Sy lewe het vir Saulus so kom beïnvloed. Kan ek dit gou vir jou sê? As daar nie 'n Stefanus was nie, sou die kerk nie iemand soos Paulus gehad het nie. En as dit nie vir Stefanus was nie, sou ons nie die Nuwe Testament gehad het nie. Want jy sien, Paulus het die grootste deel van die Nuwe Testament geskrywe. Ek vra, ek is klaar. Hoeveel mense het jou lewe andere al vir Jesus beïnvloed? Kan mense sê, as ek daai man se lewe sien en daai vrou se lewe sien, as ek na daai kind van God sien, ag Here, gee vir my, help my om soos daardie man te lewe, help my om soos daardie vrou op te tree. Wat mooi, wat is die geheim? Net hierdie woord. Hy was iemand wat vol was van die Heilige Gees. Ek het met hierdie vraag begin, is jy 'n man vol van die Heilige Gees? Ek het vir jy gekyk, mevrou, en ek het vir jou gevra, is jy 'n vrou vol van die Heilige Gees? Jong man, jong meisie. Is jy vanaand 'n man en 'n vrou, 'n jong meisie, jong man vol van die Heilige Gees, is jy? Trek die kringkie nou om jou. Dis net 'n ja van jou. As jy 97% vol is, dink jy, is jy nie vol nie. Die Bybel praat van vol van die Heilige Gees. Is jy so 'n persoon? Hulle vertel van 'n man, dit was in die jare gewees waar die battery hier op die trappie gesit het. En dan Sondagmiddag het hierdie man sy kindertjies gevat. En dan het hulle grondpad gery, net so Sondagmiddag uitstappie. En dan was daar sulke opdrandes en afdrandes. En dan het al die kinders, hulle het dit so geniet, want hulle ry hierdie singplaatpad en die ou karretjie skit so en alles skit en almal lag. En dan maak die man, hy sit sy voet op daai pedaal, petrolpedaal, jy weet mos nou waarna ek verwys. En dan maak hy genoeg krag by mekaar dan gaan hy daai opdraande op. En hoor van mooi. En as hy by die afdraande kom, dan vree hy die afdraande so. En dan as hulle onderkom, dan lag die kindertjies, want dis net wind en dis net alles skit. Dan trap die man weer daai petrol en dan jaag hy weer vir die volgende hoogte. Dan gaan hy daaruit. As hy weer die afdraande kom, dan vree hy so af. En so het dit 'n paar hoogtes en 'n paar afdraandes gehad, tot een oomblik. Toe hulle weer daai hoogte naby gekom het en oor hom is en deur die afdraande is, en die man sit sy voet op daai pedaal. Toe kom hy agter met, daar's nie krag nie. Daar's nie krag nie. Daar's nie krag nie. En hy karretjie ruk so en hy gaan staan. En hy maak die engine kap so oop, hy kyk, waar lê die probleem, en jou seentjie, almal is hier om die kar en almal soek, en jou seentjie kom staan so, en hy sê, papa, kyk hier so, hier hang 2 kabels.
En die geskit het hulle die battery verloor. En hy moes verder terugstap. Waar die battery gelê, hoor gemooi. En jou geestelike lewe vrie jy. Kind van God, in jou geestelike lewe vrie jy. Jy het gewoond geraak aan die vrie. En die oomblik wanneer jy moet getuig, die oomblik wanneer jy vir Jesus moet uitstaan, die oomblik wanneer jy in versoeking jou standpunt inneem, dan kom jy agter die stap. Weet jy wat is die fout? In aanhalingstekens die battery het verloor. Is leeg. Wil jy nie vanaand kom sê, Here, niks minder en niks meer as om vervul te word, volgemaak te word met die Heilige Gees. Sal jy? Jy moet, kom ons bid saam. Terwyl al die hoofde gebuig is, jy weet, kind van God, jy weet vanaand dat God met jou gepraat het. En ek staan hier en ek is bewus daarvan dat die Here met hierdie gehoor besig is. En vanaand wil jy kom erken, eerstens moet jy kom erken en sê, Here, die battery, ek het die battery eers verloor. Omstandighede het gemaak dat ek leeghaard het. Miskien was jy iewers al volgemaak, maar jy het leeghaard. Jy weet, hoor mooi, ek het nie nodig om nog 'n boodskap te bring. Jy weet, dis wat die Heilige Gees, sy getrouheid, hy wys jou, jy is leeg. Ek wil jou vanaand opnuut kom volmaak. Ek wil jy met my kom vertrou. Miskien is daar iemand anders op 'n ander manier wat wil sê, Here, maak my 'n man. Mag my 'n vrou, dat ek aan hierdie standaard sal voldoen, vol te wees van die Heilige Gees. Terwyl al die oë toe is. En jy sê vanaand, Here, ek is 'n kandidaat. Sal jy daar waar jy sit met jou hand opsteek, ek wil graag vir jou bid. Steek jou hand hoog, sê, Here, ek sien my raak, ek kom. Niks minder as om vanaand hierdie getuienis van die Heilige Gees te hê, kan maar weer dit sê, as vol te wees. Vol te wees. Kyk dan uit, broeders. Here, hier is ek. Ek wil vanaand sorteer onder die see. Wat aan hierdie see vir jou voldoen. Vol is van die Heilige Gees. Here, U het elke hand gesien. En nou wil ek vir daardie persoon kom bid. Vir daardie man kom bid wat so eerlik is, en vir daardie vrou, daai jong meisie, daai jong man. Ek wil vir hom kom bid. En ek wil vanaand vir u vra, Here, help hom, help haar, om nie net hand op te steek nie, maar om in oor te stap. Die stap in geloof te doen, om te sê, Here, ek kom. Terwyl almal se hoofde gebuig is, gaan ek dose stilte gee, en ek wil vir jou nooi, mans op my linkerkant, op jou regterkant, dames, as die Here met jou gepraat het, sal jy nou opstaan toe, uit jou stoel uit. Jy het gesê, ek is 'n kandidaat. En jy stap na hierdie bidkamer toe. En die duiwel gaan nou alles in sy vermoë doen. Jou hart gaan jou keel klop. Sal dit uitwerk? Sal dit nie uitwerk? Los daai vir die Here. Wees jy getrou en sê, Here, ek kom. Ek kom. Ek kom. Here Jesus, ons kom buig laag voor U. Kom vertoef. Kom sit in hierdie nag op samekoms. Skep 'n dors. Dis die vereiste as iemand dors het. Skep 'n dors. Die sluit af in Openbaring 21 aan die dorstige. Gee dors.
Help dat mense sal deurgaan en deurkom vanaand. Help elkeen wat gaan help, Here. Help dat daar die getuienis so eg sal wees. Dat die Heilige Gees van God vanaand die chap op daai hart kan plaas en kan sê, my kind. Dankie daarvoor. Ek bid in Jesus se naam. Amen.